We have come to collect your husband's debt. We have waited long enough. Woman! Answer me! We have come for your husband's debt. Pay it. All of it. My husband is dead, and I have nothing. What are you doing? Please. How old are you? No. 13. They will do well in my fields. Both of them. 3 days. If you do not pay all of it, I'll take both your sons. I'll be back soon. Elisha! Hello. Your servant, my husband, is dead. I know. You know he feared the Lord, and that he was known among the prophets. Now, his creditors, they want to come and take my children as his slaves. What do you have? What? What do you have in your house? I have nothing. What do you have? Nothing. Except a little oil. Bring it to me. Go to your neighbors and get all their empty jars. Get as many as you can carry and bring it here. Pour the oil into the empty jars. When each is filled, put it to the side. Get all you can carry. I need another jar. Hurry. Hurry, I need another jar.
no more. Goeie Vrydag. Vandag onthou ons 'n oomblik wat met die eerste oogopslag soos totale verlies gelyk het. Goeie Vrydag het eintlik nie so goed gelyk nie. Dit het gelyk soos stilte, soos lyding, duisternis en 'n einde. En kom ek en jy wees eerlik, Goeie Vrydag het op daai stadium dalk geklink soos 'n bemarkingsfout. Niks van hierdie storie het goed geklink nie. Daar is verraad, daar is pyn, daar is seer, daar is donkerte en daar is 'n kruis. As ons dit vandag moes hernoem, sou ons dalk gesê het moeilike Vrydag of wat op aarde gaan aan Vrydag. En tog noem ons dit Goeie Vrydag. Hoekom? Want dit wat soos 'n einde gelyk het die grootste begin van alles aangekondig. Dit was die begin van God se plan en sy herstel van die mensdom. Dit was Jesus se plan om sy liefde vir jou en my te kom toon op 'n manier wat niemand anders kon nie. Die vraag waarmee ek en jy soms gekonfronteer word is, het ons al ooit so gevoel? Wanneer iets in ons lewe voel asof dit tot 'n einde kom. 'n Verhouding, 'n droom, 'n werk, en dit los ons op 'n plek waar dit vir ons voel, hoe kan hierdie 'n goeie oomblik wees in my lewe? Nou ons het na hierdie storie gekyk van die vrou, maar ek wil dit vir jou voorlees vanmôre ook uit die skrif uit, en ek lees uit die boodskap uit, in 1 Konings 17, en julle is welkom op die bord saam met my te volg. Toe het die Here vir hom gesê, en dit is nou vir Elisa, gaan na Sarafat toe, naby Sidon. Bly 'n rukkie daar. In Sarafat sal 'n weduwee elke dag vir jou sorg. Elia is toe na Sarafat toe. Net toe hy die stad binnekom, sien hy 'n weduwee wat hout kap. Hy het haar nader geroep en gesê, gaan haal asseblief vir my 'n bietjie water. Terwyl sy wegstap, het Elia bygevoeg, en sommer ook 'n stukkie brood asseblief. Maar die vrou het geantwoord, nou ek wil net daar stop vir 'n oomblik. Kan ons dink in daai oomblik toe sy gekonfronteer word, kan ons 'n stukkie brood kry? Onthou in daardie tyd het 'n mens altyd na mense omgesien. So dit was natuurlik om te vra vir 'n stukkie brood, en 'n stukkie brood sou vir jou gegee word. En hier word sy uitgedaag. En die vernedering van daardie oomblik, die pyn van daardie oomblik, dat sy moet stop en sê, ek het nie om vir jou te gee nie. Meneer, sê sy, ek sweer voor God, dat ek niks brood het nie. Daar is nog 'n bietjie meel in die blik en 'n paar druppels olie in die kan. Ek het hierheen gekom om 'n paar stukkies hout vir 'n vuurtjie te kap, sodat ek vir my en my seun 'n laaste stukkie brood kan maak. As dit klaar is daar niks meer nie. Dan moet ons maar op die dood wag. Hoor ons vanmôre die hopeloosheid, die moedeloosheid, om op 'n plek te kom waar jy vir jouself en vir jou familie sê, ons gaan hierdie laaste stukkie, hierdie bietjie wat ons nou het, eet, en dan gaan ons in mekaar se teenwoordigheid wag, dat moegheid ons oorweldig en honger ons verdoof sodat ons kan sterf. Maar hoor wat sê Elia. Moenie bekommerd wees nie, het Elia gesê. Gaan bak maar die brood, en as dit klaar is, bring eers vir my 'n klein stukkie. Jy en jou seun kan die res kry. Moenie bang wees nie, want die Here het vir my gesê, dat jou meelblik en jou oliekan nie sal leeg word nie, totdat hy weer reën gestuur het. Die weduwee het gedoen soos Elia gesê het. Daar was elke dag oorgenoeg kos vir hulle al drie. Soos die Here beloof het, was die meelblik nooit leeg nie, en daar was altyd olie in die kan. Ons sien die stappe in hierdie skrifgedeelte van waar ons ook
deur ons lewe baie keer gaan. Die omstandighede, die oomblik van die omstandighede, die realiteit van daai omstandighede en ons word uitgedaag met dit. Sy word uitgedaag met hierdie bietjie wat sy het en nou word daar vir haar gevra om hierdie bietjie te gee. En die realiteit van die oomblik is, as ek hierdie gee, wat sal ons hê? Inteendeel, hierdie bietjie wat ons het, gaan in elk geval lei tot ons dood. En nou word ons ook gevra om hierdie op te offer. Sy beleef ongelooflike moeilike omstandighede. Soveel so, dat daar glad nie meer uitkoms is nie. Sy staan op die rand, op die einde, op die afgrond van haar storie. En in haar menswees, in haar eie kapasiteit, dit wat sy kan doen, dit wat sy planne kan probeer maak, is verby. Daar is niks meer wat sy kan doen nie. Goeie Vrydag het op dieselfde plek begin. Wat soos die einde gevoel het 'n nuwe begin aangekondig. Jesus wat gekruisig word. Die hele wêreld wat in daai oomblik hulle feilbaarheid besef, hy wat gehang het aan 'n kruis en gesterf het. En baie keer in ons lewe gebeur dit, dat wanneer ons die hoofkarakter van ons storie word, wanneer my omstandighede die belangrikste dryfsveer word, maak my behoeftes my blind vir wat regtig voor my is. En hierdie storie van hierdie weduwee is by daai aansluiting. Die glas is half leeg. En sy kan nie sien dat hierdie glas eintlik half vol is nie. Sy gaan vir haar seun, vir haarself 'n laaste maaltyd maak en dan die natuur sy volg laat volg. Want alles wat sy het, alles wat sy kan doen, al haar planne het tot 'n einde gekom. Ek wil vanmôre sê, daai plek is eintlik 'n baie goeie plek om by uit te kom. Net as 'n reël in ons lewe, dat ons op die einde kom van dit wat ons dink ons kan bereik en dit wat ons kan doen en in soveel volkome afhanklikheid kan leef van hom, dat ons weet, ons is nie aan die stuur van ons eie lewe nie. En daarom is dit so wonderlik, wanneer ons kan saai en kan gee soos wat ons vanmôre gedoen het, want elke keer deur daai handeling en daai aksie, kom ons op 'n plek en maak ons die belydenis dat my geloof nie in my vermoëns is nie, nie in my bankrekening is nie. My geloof en my hoop is in die Here. En sy kom aan daai plek waar sy nie eers daai uitkoms kan sien nie. Ek wil vir jou sê, vir jou en my is daar nie 'n beter plek as onomwonde aan hom vas te hou nie. En net gehoorsaam te wees aan dit wat hy vir ons sê. Al verstaan ons nie wat hy sê nie. Al maak dit nie vir ons sin nie. Soms word die grootste storms van ons lewens die oomblikke waar ons die helderste sien hoe die Here vir ons voorsien. In ons grootste storms word ek en jy soms gedaag om nie met realisme na die probleem te kyk nie en nie realisties hierdie probleem te beantwoord nie, maar om in suiwer geloof gehoor te gee aan dit wat die Here van ons vra. Ek dink die weduwee was opgewonde toe sy hoor Elia kom kuier, want onmiddellik het sy haar hoop in hom gesit. Sy het gehoop vanweë sy verhouding met haar man, dat hy vir hulle uitkoms sou gee, al was dit net kortstondige uitkoms. Die feit dat sy nie haar familie sal verloor nie, dalk kan hy 'n bietjie kos bydra, iets doen, 'n oplossing bring. Maar die Here, hoor vanmôre, die Here wil vir jou en my die uitkoms wees. Die Here wil nie hê ons moet ons hoop in mense sit, of in banke sit, of in planne beraam nie. Die Here wil hê ons moet 'n lewe leef waaruit ons hoop en ons hele lewe vanuit dit wat hy vir ons wil doen sal leef. Hy wil die oplossing wees. Die Here deel sy eer met niemand nie. En prakties in haar lewe word sy gevra vir 'n bietjie water, en terwyl sy die water gaan haal, word sy uitgedaag. Gee vir my 'n stukkie brood. Ek wil vanmôre sê,
geloof vra iets. Want as geloof maklik was, dan was alles eenvoudig. Maar geloof vra jou en my om op 'n plek te kom waar ons in iets groters glo en in iets groters vertrou as dit wat ons kan bestuur. Geloof vra dat ons oorgee en dat ons nie vashou en self probeer om dinge te bestuur nie. Bring vir my 'n stukkie brood. En die skrifgedeelte wat ons gelees het, dit sê in geen onsekere terme, met baie harde, uitdrukkende woorde gesê, ons het nie. Ons het nie. Nou wil ek jou net vir 'n oombliekie laat stil staan by dit. In die konteks van wat sy dink, het sy nie. Maar sy het. Jy weet, en baie keer in ons omstandighede, begin ons ook by 'n plek waar ons kies om die verkeerde te bely. Ek het nie, ek kan nie, ek gaan nie. Daar is nie hoop nie. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons deur hierdie ding kom? Ek het nie. Al wat ek het is 'n bietjie olie en 'n bietjie meel. O, so jy het ietsie. Jy sien, almal van ons het. Dis net hoe ek en jy, van watter fondasie af ons leef en van watter fondasie ons kyk. En hy sê, gaan bak daai broodjie, bring vir my 'n stukkie, en dan wil ek hê, jy moet die bietjie olie wat daar nog is, vir my bring. OK, ek verstaan nie nou nie. Jy sien, hy vra, wat het jy in jou hand? Wat het jy beskikbaar? Jy sien, ek en jy word uitgedaag, elke dag in ons lewe. Wat het jy? Wat het ons in ons hande? Wat het ons beskikbaar, dat die Here se plan, wat hy vir my en jou het, en vir ons gemeenskap het, wat het ons in ons hande beskikbaar, om sy koninkryk in ons omgewing te vestig? Jy sien, die grootste wonderwerk in haar lewe, en in jou en my lewe, is nie wat sy hou nie, dis in wat sy loslaat. Dis nie in wat ek en jy vaskleef nie, maar wat ons beskikbaar maak. Jy sien, die Here het vanmôre die kapasiteit in hierdie gebou gesit, en daar is soveel talente, daar is soveel gawes, daar is soveel vermoëns, wat hy beskikbaar stel vir Hartbeespoort. Hierdie familie wat ons is, wat op missie is, om sy heerskappy te kom vestig, alles wat nodig is vanmôre al reeds aan ons toevertrou. Maar soms word dit 'n slegte Vrydag, want ons hou vas, want ons het nie, of ons dink ons het nie. Jy sien, ek en jy lewe van 'n ander verwysing, en ons word konstant herinner en uitgedaag om te gee wat ons het, sodat die wonderwerk vir ons en deur ons word. Ons speel 'n kritiese rol deur geloof in dit wat die Here vir ons doen, maar ook deur ons wil doen, en ek wil dit vanmôre sê, die Here doen nie vir ons, sodat dit net vir ons is nie, maar die Here doen vir ons, sodat ons dit weer kan oorbetaal, sodat ons weer sy liefde kan word, sy heerlikheid wat in ons is, sy liefde word sigbaar deur ons. Dis sy plan vir jou en my, wat sy in geloof loslaat. Vermeerder die Here deur sy krag. Hoeveel keer vra ons onsself, wat sal hierdie saak maak? Wat sal my tyd saak maak? Wat sal hierdie wat ek gee saak maak? Ek wil weer vanmôre sê, haar wonderwerk het gebeur deur dit wat sy beskikbaar gestel het. En ek wil vandag die stelling maak, en verskoon die Engelse term, maar geloof vra guts. Dit vra dat ek en jy sal braaf wees. Dit vra dat ons die omstandighede miskyk, te waag en nie van realisme te leef nie, en nie te kyk na die gevolge nie, en te oorweeg wat die uitkoms gaan wees nie. Want vanmôre wil ek sê, realisme is 'n anti-geloofstoestand. Want realisme sê ons moet realisties wees. Maar was dit realisties?
toe Jesus water in wyn verander het. Toe hy die disippels gesê het, ek stuur julle, en julle gaan groter wonders as ek doen. Toe die malaatses vra vir genesing, het hy gesê, staan op en ek gee vir julle, toe hulle gevra het vir almoses. En so kan ons aangaan oor al die wonderwerke. Was dit realisties? Tog het dit gevra vir geloof. Ek en jy lewe, 'n lewe van geloof. Op een of ander manier, teen vrees, teen logika, gee sy haar laaste. En Elia daag haar uit, want jy sien, ek en jy het 'n rol te speel in die wonderwerk wat die Here in ons lewe doen. En in daai oomblik sê hy vir haar, gaan haal volgens jou geloof. Hy sê dit nie so nie, maar hy sê, gaan haal en leen vir jou kanne. En begin dan die olie in die kanne gooi. En in 'n oomblik word daar 'n maatskappy BPK gestig. Leenhouers beperk. Leenhouers beperk. Kan julle dink, en ek is oortuig daarvan, as sy en haar kinders die vermoë gehad het om nog kanne te kry, elke minuut terwyl hulle gooi, kanne te kry, en hulle het die tegnologie gehad en hulle het daai flessie gehad in 'n ding waar die olie deur kanaliseer, sê ek nou vandag onomwonde vir ons as familie, daai olie sou vandag nog geloop het. Maar toe die laaste kan vol was, toe hou die olie op. So ons kan regtens sê, as daar nog kanne was, het die olie bly loop. Jy sien, ons beperk baie keer dit wat die Here in ons lewe wil doen. Want die Here sê, kom na my toe, bring wat jy in jou hande het en hê geloof, en ons het geloof vir 2 kanne. En baie keer bring ons nie eers goeie kanne nie, die kan het 'n kraak in. Die kan lek olie. Want ons het hierdie mentaliteit van die wêreld dat ons aan die einde kom en dit gaan nie so 'n goeie dag wees nie. Stap saam met my vir 'n oomblik wat na nog 'n plek lyk soos die einde. Baie mense, toe Jesus gekruisig word, het nie verstaan nie. Hierdie Messias, die een wat die hoop bring, die een wat ons gaan verlos, hier word hy nou gekruisig. En ons moet die impak verstaan, die betekenisvolheid van 'n kruis. Daar was geen slegter manier as om gekruisig te word nie. Die slegste van die slegstes was gekruisig. Maar daardie kruis het gesimboliseer dat die slegste van die slegste, wat die wêreld op ons probeer sit, wat ons kon gedoen het, wat dalk nog gaan gebeur, is op hom geneem, sodat ons kunskap, ons verhouding en ons identiteit herstel kan word. Almal het hierdie prentjie gehad van wat hier besig is om af te speel. Maar wat eintlik gebeur het, is Jesus as die koning, wat namens jou en my oorlog gevoer het, en al die vyande, gister, vandag en môre, namens ons verslaan het. Hier word Jesus gevangene geneem. Hy wat bely God is sy Vader, wat in 'n oomblik weermagte kan afroep, kies om dit nie te doen nie. Dink julle daar was mense wat getwyfel het in hom as die Messias, as die seun van God, onomwonde verseker. Selfs toe hy opgestaan het, een van sy disippels gesê, ek gaan nie glo tot ek hom nie sien en my vingers in sy wonde insit nie. Iemand wat die naaste aan hom was. Mense het getwyfel. Duisternis bedek die land. Jesus sigbaar hang daar, bloei, sukkel om asem te haal. Kan julle die skare hoor? Spot, om dalk met 'n klip of 2 gooi? Kan ons nie wees nie. Die disipels staan daar en sien dit, verstrooi, deur mekaar. Maar jy sien, baie keer sien ons nie die volle prentjie nie. Baie keer wanneer ons by 'n aansluitingspunt in ons lewe is, ons sien net hierdie krisis.
Maar ons sien nie die groter prentjie en dit wat die Here deur ons lewe, in ons lewe, gaan regkry nie. Ons staan net by hierdie oomblik. Sy sien skaarste. Sy sien die einde van haar lewe. Sy sien dood. Sy sien net hierdie bietjie meel en hierdie bietjie olie. Maar die Here sien in hierdie uitdaging 'n oorvloedige geleentheid. Wat die mense op die kruis gesien het as 'n nederlaag, was die grootste oorwinning. Nes die weduwee die geloof gehad het, was dit so oomblik ook in jou en my geskiedenis. Hier hang Jesus aan die kruis en hy maak die uitspraak in Johannes 19. Toe na hierdie lyding en die gewig, alles wat hy dra, maak hy die volgende stelling. Hy sê, na hulle vir hom suurwyn gegee het, Johannes 19 vers 30, sê hy, dit is volbring. Dit is volbring. En ek wil jou aandag daarop vestig, toe het hy sy kop vooroor laat sak, en sy laaste asem uitgeblaas. Jesus het tot homself dood opgeneem en hy het weer lewe opgeneem en ons gaan meer daaroor sê Sondagoggend. Maar hy het in daai oomblik die geloofswoorde, identiteit en herstel onmiddellik in daai stelling bevestig. Dit is volbring. Wat is volbring? Dat ek jou so liefhet dat ek namens jou die prys betaal, sodat jy in volkomendheid in verhouding met my kan leef. En kom ek sê vanmôre, dit vra van jou en my geloof. Dit vra dat ons anders kyk en anders interaksie het, want ons word baie keer groot in 'n wêreld en in 'n stelsel waar ons nie kan glo, dis so eenvoudig om die Here te dien nie. En dat ons 'n paar dinge moet doen, maar ons hoef niks te doen nie, want hy het dit alreeds vir ons gedoen. Daardie stelling vanmôre wil ek hê, moet ons verstaan, was nie 'n nederlaag nie. Dit was nie woorde wat gespreek is uit wanhoop nie. Dis 'n voltooiing van 'n belofte, 'n herbelyning met die waarheid dat ons aan hom behoort. Dis die werk van verlossing en voorsiening in hierdie lewe. Vergifnis vir jou en my en herstel is in daardie uitspraak vir ewig voltooi. Ons sê baie keer 'n werk in wording. Maar hy het alreeds alles gedoen. En Jesus het die woorde gesê toe hy sy gees in sy Vader se hande plaas. Vader, in u hande gee ek my gees oor. Wat soos verlies en nederlaag lyk, is eintlik liefde en verlossing. Wat soos die einde lyk, is eintlik 'n offer. Dis volbring. Alles wat nodig is vir ons verlossing gedoen. Kan jy jouself indink toe daai familie om daai houers staan? Onthou, hulle kon al daai houers geleen het en nog steeds op daai oomblik gedink het, ons is nie seker waar Elia gekuier het nie. Dit maak nie sin nie. Hulle moes nog steeds in daai oomblik kies om die olie te laat vloei. Wanneer hierdie een vol is, nog steeds te laat vloei. Ek en jy word uitgedaag om in hierdie oomblik ook ons fokus en ons geloof te draai en te fokus op dit wat die waarheid is. Vandag gaan nie daaroor om voor te gee dat die kanne vol olie is nie. Ons hoef nie voor te gee dat ons alles uitgesorteer het nie. Dit gaan eerder by hierdie aansluiting om eerlik te wees dat ons ook soms by 'n plek kom waar dit vir ons voel ons het niks nie. Waar dit vir ons voel of ons leeg is. En ek wil jou nooi om vir 'n paar oomblikke saam met my net jou oë te sluit. En die musiekspan is welkom om vir my op te kom. Maar ek wil jou regtig vanmôre konfronteer. Want vanmôre voel dalk vir jou nie soos 'n goeie dag nie.
Dit voel vir jou of jy uitgedaag word. Dit voel vir jou of jou oliekanne krake in het en dat die olie uitloop. Ek wil jou vra vanmôre op hierdie wonderlike geloofsgeleentheid. Waar voel jy leeg? En terwyl elke oog gesluit is, hierdie is 'n baie private oomblik vir jou. Waar het jy hoop verloor? Waaraan hou jy styf vas? Omdat jy bang is om dit te laat gaan. Weereens neem ek jou terug na hierdie weduweetjie toe. Sy het so vasgehou aan wat sy het, dat sy nie die voorsiening kon sien net agter dit wat sy moes gee nie. Dalk vanmôre ek en jy het nodig om te laat gaan en te gee, sodat die volgende wonderwerk en dit wat die Here vir ons wil doen, en die volgende seisoen in ons lewe moet begin. Maar dit het begin by 'n plek waar sy moes erken, ek het hulp nodig. Waar sy moes erken, ek het nie die antwoorde nie. Waar sy moes oorgee en sê, Here, help. Dit wat ek het, gee ek, maar help, voorsien U. Sy moes kom op die plek waar sy deur geloof uitreik. En die mate van haar geloof het haar wonderwerk beïnvloed. Sien, Jesus het alles gegee. En vanmôre nooi hy jou om hom te kom vertrou. Te vertrou met jou leegheid, te vertrou met jou pyn en jou te vertrou met jou laaste. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy hoef dit nie reg te maak nie. Jy moet dit net oorgee, want hy het dit al reeds gedoen. Onthou, sy woorde, dit is volbring. Die goeie werk is voltooi. Jou deel, ons deel is om te vertrou en te ontvang. Want hierdie dag wat ons vier, Goeie Vrydag, leer ons, dat wanneer ons voel, dit is die einde, is dit eintlik net die begin. Alles in sy hande te sit, want hierdie is nie die einde van ons storie nie. Dis die begin van 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe verhaal. Terwyl elke oog gesluit is, wil ek reg by die begin. Dalk het jy vanmôre nog nooit jou lewe herbelyn met Christus nie. Jy het hom nog nooit aangeneem as jou persoonlike saligmaker nie. Hy het al reeds namens jou die prys betaal. Vanmôre het ek en jy net nodig om die geloofstap te neem soos die verlore seun en te sê, Vader, hier is, ek keer terug na my huis toe. Dan wil ek vanmôre saam met jou bid. En ek gaan jou nie vorentoe nooi nie, maar ek wil jou vra, as jy nog nooit jou hart en jou verhouding herstel het nie, dan wil ek nie vanmôre hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Dat hierdie wat vir jou gelyk het, soos 'n slegte dag, die beste oomblik van jou lewe word. Dan wil ek jou vra om jou hand op te steek. En as jy hom opgesteek het, kan jy hom weer laat sak. En jy hoef nie, baie dankie, ek sien die hand. Baie dankie. Julle kan hulle weer laat sak. Baie dankie. Dankie, ek sien die hande. Wat 'n wonderlike dag. Wat 'n wonderlike dag. Maar ek wil jou nooi, familie, kan ons 'n gebed saam bid om vir hierdie familie dit makliker te maak om hierdie belydenis te maak, want geloof kom deur belydenis. En ek gaan 'n gebed bid en ek wil julle nooi om dit saam met my te bid. En die van julle wat julle hande opgesteek het, vanmôre wanneer julle dit bely, te verstaan, ons bely nou die waarheid oor wat hy gesê het, en ons volg nou hierdie waarheid in geloof deur ons lewe. So bid agter my aan, familie, ek vra julle almal om saam te bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vanmôre opnuut kan kies om my lewe vir U te gee. Ek kies vandag om beheer oor te gee en my geloof in U te sit.
Vandag verstaan ek deur geloof dat ek geregverdig is deur dit wat U vir my aan die kruis gedoen het. Dit beteken ek behoort aan U. Ek is 'n kind van God en niks kan my skei van U liefde nie. Dankie dat my lewe van vandag af anders gaan wees. Dat ek my lewe gaan leef volgens die waarheid van dit wat U sê ek is. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Familie, kan ons applaus gee vir hulle wat die geloof en die moed gehad het. Wonderlik. En ek wil jou uitnooi vir die van julle wat die besluit gemaak het. Ons sal baie graag persoonlik met jou 'n gesprek wil voer wanneer ons hierdie diens verlaat by ons inligtingstoonbank. Wil jy nie net jou naam opgee nie en ons wil seker maak dat ons jou kan help op hierdie reis van dit wat jy beplan het. Maar nou wil ek jou ook 'n geleentheid gee. En jy kan weer jou oë sluit vir 'n oomblik. Dalk sit jy hier vanmôre en jy word uitgedaag om te glo. Jy word uitgedaag om nie vas te kyk in jou omstandighede nie, maar om dit wat jy het te kom neerlê en te sê, Here, U is in beheer. U is in beheer. Maak nie saak wat jou omstandigheid is nie, maak nie saak waarop jy uitgedaag word nie. Ek wil ook saam met jou bid. En as dit jy is en jy sê, bid saam met my, ek het nodig om hierdie neer te sit en nie vas te kyk in my omstandighede nie, en soos die vroutjie te waag, sodat U, Here, U self kan kom groot maak in my situasie, wil ek jou nooi om vinnig jou hand op te steek en ek gaan saam met jou bid. Baie dankie. Baie dankie. Jy kan hom weer laat sak as jy hom opgesteek het. Baie dankie. Baie dankie. Here, U sien elke hart en U sien elke uitdaging. En Here, ons lewe in 'n wêreld waar ons so geskool word op realisme en so geskool word dat ons onsself moet bestuur en dinge om onsself moet uitsorteer. Maar Here, baie keer kom ons by die punt, net soos hierdie vroutjie waar ons voel, ons gaan opkrul in 'n bed klim en net doodgaan. Want ons kan nie meer nie. En Here, ons is nooit geskape om so te leef nie. Ons is van die begin af gemaak om vas te hou aan U en ons geloof te sit waar dit moet wees en toe te laat dat U in ons en deur ons lewens bestuur. Daarom kom ons vanmôre en ons kom bely, Here, ons het U nodig. Ongeag die omstandigheid, ons het nodig om te sien hoe hierdie dag 'n goeie dag word. 'n Dag waarin ons weer opnuut sê, dis wat ek het, Here, ek bring dit en ek gee dit in U hande en ek laat toe dat U dit stuur, dat ek gehoorsaam is of ek verstaan of nie. En ek dank U, Here, net soos hierdie weduwee die voorsiening kon sien, sal elke een vanmôre wat in geloof staan, sien hoe U vir hulle deurkom. En ek eer U daarvoor in Jesus se mooi naam.